Here, dankie dat ons ook hierdie oggend hier kan wees. Dankie dat ons in afhanklikheid van U hier by mekaar kan wees. En Here, ons begeer om te hoor wat U vandag deur U lewende woord vir ons wil sê. Maak dit lewend in ons harte, Here. Maak hierdie woord wat ons vandag hoor iets wat ons sal kan saamvat in ons lewens. Ons vra dit in U naam. Amen. Ons lees saam uit Lukas hoofstuk 18, ons gaan na die eerste 8 verse saam lees. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê, in 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het, doen aan my reg in my saak teen my teenparty. 'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê, vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie. Maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die ou end ook nog. Toe sê die Here, hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help, en gou ook. Maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Liewe gemeente, hier in die laat 1980s het ek 'n baie interessante ervaring gehad. En dit het alles begin een oggend toe ek haastig op pad was vanaf Swaziland Pretoria toe vir 'n vergadering wat die oggend om 10:00 sou begin. En ek weet ek het te vinnig gery, vinniger as wat ek moes. En toe ek daar by Cullinan verbygaan, toe op 'n stadium toe spring daar 'n man met 'n bruin uniform hier voor my kar en hy wys vir my ek moet stilhou. En ek het sommer geweet hier's moeilikheid, want ek het geweet ek het heelwat te vinnig gery en hy het my ernstig tereggewys en uiteindelik het ek toe nou maar ewe gedwee die spoedkaartjie by hom gevat. En toe ek terug is by die huis, toe skryf ek nou maar 'n cheque uit. Ek het nou nie eens probeer onderhandel met hulle nie, ek het geweet ek is skuldig en ek skryf toe maar 'n cheque uit en ek stuur die cheque saam met die boete toe nou terug daar na Cullinan se munisipaliteit toe en dog nou die saak is nou afgehandel. Nou so 'n paar weke later toe kry ek 'n brief in die pos, maak hom oop en hier's 'n brief in en aan die brief is my cheque aangeheg. En die brief sê toe, maar hulle aanvaar nie persoonlike cheques nie. Die cheques moet 'n bankgewaarborgde cheque wees. Maar om dit reg te kry, sou ek spesiaal van Swaziland af Piet Retief moes toe gery het en ek was nou nie daarvoor dus nie. En ek skryf toe nog 'n brief en ek sê vir hulle, julle kan regtig hierdie cheque maar deponeer. Hy sal nie hop nie. En toe so rukkie later toe kry ek weer 'n brief terug van hulle af met weer my cheque aangeheg. En daai brief sê toe hulle het besluit om die saak teen my terug te trek. En die rede, as julle nou wil weet, het hulle gesê vanweë al die moeilikheid wat ek al met hulle gehad het. Dis nie 'n Jan Spies storie nie. Daar kan julle sien, ek het nog die brief daar by die huis. Hulle het regtig vir my gesê vanweë al die moeilikheid wat ek al gehad het, het hulle besluit om die saak teen my terug te trek. Hier was dit 'n geval van genade wat ek ontvang het sonder dat ek eers daarvoor hoef te gevra het. Wat nog om te sê dat ek dit verdien het. En ek het 'n sterk vermoede, baie van julle sal ook sulke stories kan vertel. 'n Stuk genade wat in jou lewe plaasgevind het, iets wat gebeur het, wat jy gesê het, maar hierdie is 'n wonderwerk, dis presies wat ek nodig gehad het, en ek het nie eers gevra daarvoor nie. En dis wonderlike herinneringe, wat mens met jou saamdra in jou lewe. Maar ons almal het ook al die teenoorgestelde ervaring gehad. Waar jy voel jy het 'n goeie saak en jy probeer hierdie saak bepleit by iemand en niks gebeur nie. Dalk is dit met jou bank wat jy 'n probleem het en jy bel hulle en
hulle reageer nie en hulle doen nie wat jy wil hê hulle moet doen nie, of jou selfoonmaatskappy, of dalk binnelandse sake. Ek bedoel, daar is soveel plekke deesdae waar jy net voel, jy praat en jy bel en jy wag vir 'n uur partykeer voordat hulle antwoord, en dan praat jy jouself nog steeds teen 'n muur vas. En dan naderhand voel jy lus om, soos wat hierdie gelykenis vir ons vertel, hoe daai vrou gevoel het, dan voel jy lus om iemand sommer net 'n klap te gee, dat hulle net kan bykom en dat hulle net kan aandag gee aan jou saak. En ek kan my indink dat dit nogal presies is wat hierdie weduwee ervaar het. Sy was daarvan oortuig dat sy 'n sterk saak het, en weet nou nie wat die saak was nie, maar sy het gevoel sy het 'n sterk saak. En sy gaan na hierdie regter toe om haar saak by hom te gaan bepleit, en dan kom sy agter dat hy totaal onsimpatiek teenoor haar staan. En keer op keer gaan sy terug om weer 'n keer haar saak te stel, en telkens keer sy onverrigte sake terug na haar huis toe. En ons lees in hierdie gedeelte dat die regter homself beskryf as iemand wat vir God en vir mens geen eerbied gehad het nie. En daarom steur hy hom eenvoudig nie aan hierdie weduwee nie. Maar dan gebeur dit op 'n dag, soos ons daar in vers 5 lees, dat die regter so moedeloos is met hierdie vrou en met haar geneel, dat hy besluit, hy gaan nou na haar luister en hy gaan haar help net om ontslae te raak van haar. Geliefdes, op die oog af lyk dit asof hierdie gelykenis dan vir ons wil leer dat in ons gebedslewe ons dieselfde moet doen. In baie godsdienste is dit inderdaad die geval dat daar volhardend en voortdurend tot hulle God gebid moet word om op een of ander manier daardie God in wie hulle glo se goeie guns te probeer verkry. Dink maar byvoorbeeld daar in die Baal-profete by die Karmelberg, wat van die oggend tot die aand na Baal geroep het om die offervure te laat brand. En toe dit geen effek gehad het nie, het hulle begin om rondom die altaar te dans en te skreeu, nog steeds sonder enige gevolg. En dan lees ons daar 1 Konings 18 vers 28, toe roep hulle nog harder, en soos altyd kerf hulle stikkend met swaarde en spiese, dat die bloed oor hulle loop. En dit alles in 'n poging om Baal se ore te probeer oopkry, dat hy net moet luister. Nou vir ons klink dit dalk belaglik, dat mense so te kere kan gaan oor 'n dooie God. Maar wat maak ek en jy, as dit lyk asof God nie luister na ons gebede nie? By baie mense, en ek wil sê helaas by baie Christene, bestaan daar die idee dat die wese van voorbidding daarin bestaan dat ons die harde, ongevoelige hart van God moet probeer sag maak met ons aanhoudende gebede, totdat hy as dit ware teen sy wil in vir ons luister. Cicero, 'n Romeinse filosoof wat so 100 jare wat voor Jesus geleef het op 'n plek geskryf dat die geheim van gebed daarin lê dat ons die gode moet uitput, dat ons hulle moet moeg maak met ons aanhoudende geneel, sodat hulle uiteindelik vir ons sal luister. Maar ongelukkig vind ek dat baie Christene steeds so oor gebed voel, wat ons tot die lewende God rig. Ons moet as dit ware onophoudelik aan God se deur bly hamer, soos die vrou in hierdie gelykenis, sodat ons stelselmatig sy weerstand kan afbreek, sodat ons uiteindelik kan kry wat ons wil hê. As ek in 'n noodsituasie verkeer, dan moet ek begin om honderde, dalk selfs duisende mense te kry om saam met my te bid. Hoe meer mense, hoe beter. En deesdae word dit nog
erger op sosiale media, waar mense gevra word om sommer net 'n amen te tik. So iemand kom met 'n gebedsversoek op Facebook en dan sê hy, hoeveel amens kan ek kry op hierdie gebed van my? En dan tik almal amen, 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 amen. En dan glo ons, hoe meer amens jy kry, hoe groter is die kans dat die Here sal doen wat jy wil hê. En verder, as my saak dan baie gewigtig is, dan moet ek sorg dat daar om die klok gebid word. 40 dae aan mekaar, 24 uur per dag, moet spanne by mekaar kom in 'n amper in 'n afloswedstryd om vir 'n saak te bid, sodat God nie vir 'n oomblik kan vergeet hoe belangrik hierdie saak is wat ek na hom toe bring nie. Verder moet ek regtig alles in my vermoë doen om God te oortuig dat daar meriete is in my saak wat ek vir hom bring. En geliefdes, hoor my mooi, ek is nie besig om die waarde van gebed te minag nie. Ek is ook nie besig om die waarde van gesamentlike gebed te minag nie. Ek is ook nie besig om te sê dat volhardende gebed verkeerd is nie. Maar wat ek wel sê, is dat ons nooit met respek gesê God se arm kan draai om uiteindelik te doen wat ons graag wil hê hy moet doen nie. Ons kan nie vir God omkoop met die hoeveelheid mense wat vir hom bid nie. Ons kan nie vir God omkoop deur hoe lank ons bid nie. Ons kan nie vir God omkoop met die aantal amens wat ons kry op 'n gebed nie. Want God kan nie omgekoop word nie. Maar nou die verrassing. Waarom sê ek so? Waarom kan God nie omgekoop word nie? Want dit is nie nodig nie. Die waarheid is dat God meer as gereed is om ons gebede te verhoor. Meer gereed is as wat ons gereed is om te bid. Dat God baie meer gewillig is om te gee as wat ons is om te vra. Daar's tye in elkeen van ons se lewens wat jy op 'n punt kom waar dit vir jou voel asof alles deurmekaar is. As jy nie meer weet hoe die pad vorentoe gaan lyk nie en wat om vorentoe te doen nie. Baie keer vergeet ons dan skoon om te bid. En dan skielik kom jy agter jou omstandighede het verander. Iemand kom dalk oor jou pad en die persoon sê net die regte ding wat jy moes hoor op daai oomblik. Iemand kom maak by jou 'n draai by jou huis en bring vir jou uit die loute uit een of ander geskenk, presies wat jy nodig gehad het op daai oomblik. En tot jou skaamte besef jy dat God gehelp het nog voordat jy kon vra. Want dit is hoe God is. En die geheim van hierdie gelykenis, en dit is dink ek waar die groot misverstand baie keer inkom. Die geheim van hierdie gelykenis lê juist daarin dat God nie is soos daardie onregverdige regter nie. Iemand skryf hieroor, hy sê dit is eintlik 'n ongelykenis. Waar daar in die ander gelykenisse vir ons in beeldspraak vertel word oor hoe God is en allerhande eienskappe van God vir ons uitlig, byvoorbeeld oor die barmhartige Vader en vir ons sê maar dit is hoe God is hierdie 'n ongelykenis om vir ons te sê dit is nie hoe God is nie. Dis hoe die regter is, hierdie onregverdige regter. Maar dit is nie hoe God is nie. God is nie iemand wat ons nodig het om tydig en ontydig lastig te val met ons behoeftes, sodat hy naderhand net uit blote radeloosheid vir ons sê nou maar toe, gaan doen nou maar wat jy so graag wil doen. Gaan maar net aan met jou lewe. Want God is anders as die onregverdige regter altyd gereed om te help as ons sy hulp vra. Maar ek weet in ons daaglikse lewens
gebeur dit soms dat dit vir ons lyk asof God meer is soos hierdie regter. As ek voor 'n ernstige krisis in my lewe te staan kom, 'n geliefde wat byvoorbeeld 'n terminale siekte het, of 'n kind wat medies gesproke sterwend is, of 'n familielid wat iewers die pad byster geraak het, of 'n huwelik wat aan die verbrokkel is, dan kan God, terwyl ek op my knieë voor hom staan, dalk vir ons lyk soos hierdie regter, want ons bid en ons bid en ons bid oor hierdie saak, en dit lyk asof niks gebeur nie. Dan voel dit vir jou asof jou gebede regtig niks verder as 'n plafon gaan nie. En ek dink, meeste van ons het al iewers in ons lewe ook met sulke situasies te doen gekry. Isak de Villiers het 'n aangrypende gedig geskryf waarin hy juis hierdie worsteling probeer uitbeeld. Die titel van die gedig is Klaagliedere 5 vers 22 en die gedig eindig dan met die woorde: Hul wat nie weet nie, spot en vra, waar is jou God? Of is dit dat hy met jou klaar is? Red ons van hierdie grou en sluipende suspisie dat dit waar is. Broer en suster, hoeveel keer het jy nie dalk al die gevoel gehad dat God van jou vergeet het nie? Jy gaan met 'n goeie saak na God toe. En jy is oortuig daarvan dat hy jou gebed gaan verhoor, dat hy gaan doen wat jy vra. En dan gebeur dit nie. En iewers gaan iemand vir jou sê dat jou probleem is dat jy nog nie lank genoeg gebid het nie. Of dat jy nog nie ernstig genoeg oor hierdie saak gebid het nie. En dan gaan bid jy maar weer. En jy vra jou Christen vriende om saam met jou te bid oor hierdie saak. En steeds gebeur daar niks nie. En moontlik sal iemand oor jou pad kom en vir jou sê, weet jy, die probleem is, gebed is nie genoeg nie. Jy moet vas ook. Dis belangrik dat jy sal bid en sal vas, as jy wil hê dat die Here se hart sag moet word. Maar selfs nadat jy gevas en gebid het, dan lyk dit nog steeds asof die Here nie hoor nie. En dan kom iemand en die persoon sê vir jou, weet jy wat is die probleem? Daar's nog sonde in jou lewe. Dis as gevolg van die sonde in jou lewe wat God nie vir jou wil luister nie. Jy moet al jou sonde gaan bely en dan gaan bely jy al jou sonde, alles wat jy van weet en dalk selfs dit wat jy nie van weet nie, gaan lê jy alles voor die Here. En dan verander dit nog niks aan hierdie ernstige saak waaroor jy bid nie. Wat dan? Wat maak ons dan? Hierdie gelykenis, of dan ongelykenis, wil juis vir ons kom bevestig, dat God nie so werk nie. Want God is nie soos hierdie regter nie. God is goed. God is nie so hardvogtig soos die regter nie. God is liefdevol en God is genadig. Hy is 'n God, so sê die gelykenis vir ons in vers 8, wat gou is om te help. Maar weet jy wat is die eintlike probleem? Ek dink dit is dat ons nog nie regtig genoeg verstaan wat gebed is nie. Ons verstaan nog nie mooi wat die doel van gebed is nie. Die meeste van ons, ek wil miskien maar sê eintlik almal van ons tot 'n mindere of meerdere mate, dink dat gebed eintlik daar is dat ons persoonlike behoeftes na God toe vat en dat God ons persoonlike behoeftes sal aanspreek. Maar gebed gaan altyd oor God. In die heel eerste plek. Gebed gaan nie in die eerste plek oor my nie. Gebed gaan altyd in die eerste plek
oor God en oor God se koninkryk. In Frankryk is daar die gewoonte in sommige van die Rooms-Katolieke kerke om gebruik te maak van gebedskaarte. Elke kerklidmaat mag op 'n gebedskaart 'n gebedsversoek neerskryf en dan plak hulle dit daar teen die muur vas. 'n Gebed wat aan God gerig is. Hier vra 'n skoolleerling vir krag tydens die eksamen, of 'n verliefde jong man vra dat 'n sekere meisie in hom sal belangstel, of daar word gevra vir die genesing van 'n geliefde, of vir die herstel van 'n stikkende huwelik. En iemand skryf daaroor dat hy sê hy het gegaan en hy het gaan kyk na wat alles op hierdie gebedskaartjies staan. En hy sê dat elke gebedsversoek wat daar neergeskryf is, eintlik oor die persoon self gegaan het. Hy sê het nêrens op enige van daai gebedskaartjies byvoorbeeld gelees dat iemand geskryf het, Here, vul my met die Gees, dat ek vir U tot groter diens kan wees nie. Elke versoek het eintlik maar oor die persoon self gegaan. Maar dis nie net in Frankryk wat dit die geval is nie. As ons baie eerlik moet wees, dan bestaan die meeste van ons gebede maar ook hoofsaaklik uit ons eie behoeftes, ons eie dinge wat ons na die Here toe vat, ons eie versoeke wat ons na die Here toe vat en vir die Here vra, help my hier en seën vir my hier in, wees met daardie persoon vir wie ek lief is, en dit gaan eintlik maar in 'n groot mate ook oor onsself. Ons vra vir die Here, doen dit of doen dat, asof die Here, ek sê dit met versigtigheid, maar asof die Here eintlik 'n diensknegt is, wat daar is om al ons versoeke uit te voer. Maar dis nie hoe die Here is nie. Dis nie wie die Here is nie, en dis ook nie hoe gebed werk nie. Ons het nou reeds, met al hierdie gelykenisse wat ons al gelees het in Lukas, baie duidelik gesien, dat die dieper betekenis van die gelykenisse nie so maklik is om raak te sien nie. En die een ding wat ons normaalweg miskyk, is dat dit in hierdie gelykenis nie gaan in die eerste plek oor die arm weduwee in haar nood nie. Dit gaan eintlik oor die kerk in sy nood. Dis sien ons daar in vers 7, sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Die uitverkorenes van wie hier gepraat word, is God se kinders, die kerk. Ons kry dit daar byvoorbeeld in Kolossense 3 vers 12, waar Paulus skryf, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. As God se uitverkorenes, as God se kerk, as ons wat God se kinders is, dan vir God so belangrik is, dan maak dit mos sin dat hy reg sal doen aan ons, as ons daarvoor vra. En wat is dit waarvoor ons vra? Ons kry dit daar in vers 8. Ek sê vir julle, hy sal hulle help, en gou ook, maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind. En hiermee sê Jesus eintlik vir ons waaroor gebed gaan. Ons bid baie pertinent in ons gebede vir meer geloof op aarde. Ons bid spesifiek vir die voortgang van God se kerk hier op aarde. Ons bid vir die uitbreiding van God se koninkryk op aarde. Waar dit in ons gebede gaan oor God en oor God se koninkryk en God se kerk, dan kry ons die belofte dat God gewis gou sal wees om te antwoord. Die Here hoor ons baie duidelik, hard en duidelik, as ons bid dat sy wil al hoe meer hier op aarde sal geskied, net soos in die hemel. So dikwels dink ons dat die probleem met gebed is dat God nie wil antwoord nie. Nee, sê hierdie gelykenis, die probleem lê nie by God nie, die probleem lê by ons. By ons wat nie meer vra nie, by ons wat verkeerd vra.
By ons wat in die eerste plek net op ons eie behoeftes ingestel is, eerder as op die koninkryk van God. Die Here, sê hierdie gelykenis vir ons, is angstig om te help, in teenstelling met die regter. Hy's angstig om te help as dit gaan oor hom en sy koninkryk. Maar wil jy dan weet, wat dan van ons eie behoeftes? Mag ons vir onsself bid? Wat dan van ons gebede vir siekes en mense wat swaar kry? Wat dan van ons gebede vir ons kinders? Wat dan as ons voorbidding doen vir ander mense wat in nood verkeer? Wat dan as ons toe kyk hoe dit iemand vir wie ons baie lief is, besig is om te sterf? Mag ons vir al hierdie dinge bid? Natuurlik mag ons daarvoor bid. Die wonder is dat God nie ons eie behoeftes uitskuif nie. God is nie op 'n ander manier so selfsugtig dat hy sê, julle mag net oor hom en oor sy koninkryk bid nie. Natuurlik wil hy luister as ons bid. Want ons is deel van God se uitverkorenes. En ons is deel van God se koninkryk. Maar weet julle wat gebeur? As ons fokus begin skuif na God toe in ons gebede, as ons net vir 'n oomblik wegkyk van onsself en ons fokus op God en ons fokus op God se koninkryk, dan verander die manier wat ons bid. Want waar ek vroeër eintlik maar net hoofsaaklik gebid het vir my eie behoeftes en dat God sal doen wat ek van hom vra, bid ek nou tot hierdie groot God wat in beheer is van die ganse heelal, en ek bid dat sy koninkryk op aarde meer en meer sal kom. Ek bid dat God se wil, soos wat dit in die hemel geskied, ook hier op aarde sal geskied. Dat dit wat op aarde gebeur, al hoe meer sal reflekteer hoe dit in die hemel is. Selfs te midde van hierdie dinge wat in my lewe gebeur, selfs te midde van die uitdagings wat in my lewe voorkom, kom fokus ek nog steeds op God en op God se wil hier op aarde. En dalk gebeur dit dat daar iets is wat jy baie ernstig voorbid, 'n belangrike ding vir jou, en dan werk dit anders uit. En dan sê jy vir jouself, binne God se koninkryk, binne God se groter prentjie, miskien is dit wat die Here wou gehad het, dat hierdie ding waarvoor ek so ernstig gebid het, nie sou gebeur soos ek dit wou hê nie. Ek het nie regtig 'n verklaring daarvoor nie, maar ek weet, dit is 'n realiteit. Ons almal weet dit. Ons almal het al deur sulke fases in ons lewens gegaan, wat jy vir een of ander saak baie ernstig bid, en jy glo met jou hele hart, die Here gaan gee wat jy voorvra, en dan gebeur dit nie. Maar dan, omdat my fokus nou op God geval het, en my fokus nou gaan oor God se koninkryk, dan bereik ek die punt waar ek sê, ek aanvaar dit wat nou in my lewe gebeur. Want alles gaan oor God, en nie meer oor myself nie. En as my versoek in lyn is met wat God wil bereik, dan gebeur die wonder ook. En dit gebeur dikwels, en dit gebeur dan baie meer kere as wat ons wil erken, dat God dan wel doen wat ons voor gebid het. Dat die Here wel ons gebede verhoor, en dat hy vir ons gee wat ons gevra het. En hiervan kan almal van julle ook getuig, dat daar tye in julle lewens was wat julle gebid het vir 'n saak, ernstig gebid het, en dan werk dit uit. En dan getuig ons na die tyd daarvan, dat die Here ons gebede verhoor het. Wanneer ons weet, ons bid volgens sy wil, vir die redding en die herstel van ander,
dan sê hierdie gelykenis vir ons, moenie te vinnig moet opgee nie. Wanneer verlorenes en stikkende mense se laste op ons skouers op een of ander manier geval het, dan sê hierdie gelykenis vir ons, kan ons met vrymoedigheid aan God se deur gaan klop, totdat hy ons genadig is. Die Here wil ons gebede verhoor. Soos met daardie boete van my wat kwytgeskeld is, sonder dat ek eens daarvoor gevra het, so voorsien die Here ook in ons behoeftes, wat ons voorbid, baie keer nog voordat ons daarvoor vra. Ons lees mos daar in Matteus 6 vers 8, julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So kom ons neem vrymoedigheid, en ons gaan vra. Kom ons vra sonder ophou. Kom ons vra ons vriende en ons geloofsfamilie, om saam met ons te bid vir 'n saak. Maar moenie vergeet, om elke dag ook te bid, dat God se koninkryk hier op aarde uitgebrei sal word nie. Moenie vergeet om te bid dat die Here se wil, soos wat dit in die hemel geskied, ook hier op aarde sal geskied nie. En as ons binne hierdie groter prentjie van gebed kyk, die gefokusheid op God, op die wete dat dit alles oor God gaan en oor God se koninkryk gaan, en dat my versoeke aan die Here deel is van hierdie groter prentjie, dan gaan ons dalk agterkom hoe dat die Here onverwags aan ons eie versoeke gehoor gee, na mate my gebede meer en meer inpas by wat God in sy koninkryk hier op aarde wil doen. Amen. Here, ons sê vir die dankie dat ons U mag aanbid as die God van die heelal. En Here, in lyn met wat ons ook hier lees en wat ons op ander plekke lees in die Bybel, wil ons kom bid vandag dat U koninkryk sal kom hier op aarde, dat U heerskappy oor die aarde sal uitbrei. Ons leef in 'n stikkende wêreld, en ons weet hoe anders dit kan wees as U in beheer was, as mense U heerskappy wil erken. Ons bid, Here, dat U wil hier op aarde sal geskied, soos wat dit ook in die hemel geskied. En Here, ons bid dat ons die draers van hierdie boodskap sal wees in die wêreld. En Here, dan kom bid ons vir ons eie behoeftes. En hier sit dalk mense vandag wat een of ander groot saak het waaroor hulle bid. Ons vra, Here, hoor hulle. Wees gou om te reageer op hulle gebede. Ons vra dit in U naam. Amen.